eerste van 'n reeks onderhoude met die dinamiese en innoverende 2023 jong boer finaliste het ons by Lucas Lessing in Markwart in die Vrystaat gaan kuier. Lucas het van kleins af elke geleentheid en verskoning gebruik om op die plaas te wees. Deesdae is hy die algemene bestuurder van die O.J. Lessing familieboerdery. Hy bedryf hoofsaaklik die mielie, soja en sonneblomsaai, boerdery, asook 'n kleiner veevertakking met beeste en skape. Goeie verhoudinge met werkers is vir Lucas baie belangrik en hy is ook nie skaam om van ander te leer of skugter om tegnologie in te span nie. Lekker leer en lekker luister. Lucas, verskrik dankie vir jou tyd. Ek het fantastiese uitsig hier, hoor jy, het 'n pragtige plaas. Vertel ons, waar het alles begin? Waar het jy groot geword? Weet wat is die pad wat jy gestap het tot waar ons nou hierso sit? Ja, ek het in die dorp groot geword. My ouers bly nou nog in die dorp en die rede vir dit is toe my pa beklaar met die weermag is, toe het hy vir sy oom op die plaas kom werk en toe het hy later self bietjie begin boer en toe het hy stelselmatig nou maar die boerdery begin oorkoop en dit het nou maar van daar af uitgebrei. En daai tyd was daar nie plaashuis beskikbaar nie en toe het hulle nou maar in die dorp gaan bly en dit is waar ons groot geword het en maar vandat ek kon bestuur het ek met daar plaas toe gekom. Ek was baie bevoorreg om hier op Markwart op laerskool te kom wees en of dit nou met jy sommer self gery sonder hulle. Ja, wel, ek mag dan met 'n fiets sonder hulle lisensie ry. Maar ja, later het ek met die motorfiets en ek het so middag as ek kon het ek plaas toe gekom. Dit was nog altyd my passie. Ek wou op die plaas wees. Ja. En later jare toe ek Ficksburg toe hoërskool en dit wat lekker van dit is daarom ook nie te ver nie, so as daar vakansie daar was of blok daar, dan het ek net maar op die trekker gesit en leer. Auto stuur en 'n boek op die stuurwiel. My ma pas hier 'n wees gehad. En na skool sê my pa nee, ek moet maar 'n bietjie eers vir iemand anders gaan werk. En toe sê ek vir 'n seisoen Amerika toe. En toe ek terugkom van daar af... Waar was jy in Amerika? Ek was in Minnesota, was ons hoofsaaklik geweest, maar dit is 'n boer wat kontrakteerwerk ook gedoen het. En tot toe so deur 4 state beweeg ingestroop. Het 'n baie goeie gevoel gekry van jou state. Ja, nee, dit was en verskillende tipes boerderye gesien, wat interessant was en by verskillende boere gekom en verskillende praktyke gesien. En dit wat ons in die suide hier in Oklahoma gesien het, van wat ons in die noorde gesien het, daar naby die Kanadese grens, is 2 verskillende wêrelde. En dit was baie interessant geweest. Maar as jy daai tyd in Amerika, is daar 1 of 2 of dalk meer goed wat jy daagliks wat jy vandag toepas? Daar's definitief goeders wat ek daar gesien het en wat ek hier net toe gebring het. Een van die goeders onder andere was ek het besluit, ons kan nie die hele tyd boer en alles wil toesluit nie. Op 'n stadium moet jy jou mense kan vertrou. En dit is ek bedoel, daar sluit hulle nou nie eers die huise nie. Nou ek is nou nog nie daar nie, ek sluit maar die huise nie aan. Maar die punt is net om 'n goeie verhouding met jou werkers te bou. Die verhouding wat ons daarteen met ons werkgewer gehad het en die verhouding wat ons in ons werknemers hier in Suid-Afrika het, is nie dieselfde tipe verhouding. Meer 'n familiegevoel. Ons het saam met hulle in hulle huis geëet. En dit is regtig een van die goeders wat ek hard aan werk is om 'n goeie verhouding met ons arbeiders te bou, sodat daar 'n goeie vertrouensverhouding wees, maar dit help nie op die einde van die dag sluit ons al so toe dat ons halfdag moet sukkel om alles oopgesluit te kry voor ons kan begin werk nie. Nou 'n goeie voorbeeld is toe my pa, ons het 'n stukkie grond aan 'n kant die dorp, en toe my pa op hom begin boer het hy diesel in die tanks gelos sonder om dit toe te sluit en so 'n paar maande terug toe het hulle die hele stoor se sinke oornag weggedra. En so die realiteit is ook, mens moet besef, diefstal is 'n groot probleem, maar dit voel net vir my, hoe beter jou verhouding met jou arbeiders is, dit is 'n baie belangrike faktor wat ons in Suid-Afrika partykeer bietjie mis. En dit is regtig iets wat ek hard aan werk. Het jy
waar begin jy met so iets? Weet, behalwe dat, ek bedoel, jy weet net soveel, is daar weer eens, is daar hulpbronne, wie gebruik jy, is kyk jy goed, waar leer jy hoe om jou mense, om daai pad te stap? So, ek is baie lief om in my vrye tyd, ek kyk nie noodwendig TV-programme nie, maar ek is lief vir YouTube kanale as mens dit noem. Ek kyk Millennial Farmer, Welker Farms, na Colby se goeders. Nou weet op Welker Farms kry mens ook 'n lekker idee van hoe 'n familie gesinsboerdery en helper hier en daar in kry, spesifiek rondom dit. En dan ook Millennial Farmer, weet verskillende. Dis alles Amerikaans. Dis als Amerikaanse sites, weet, en hulle weet hulle die een ou weet ek dink dit al oor 1 miljoen subscribers as ek reg kan onthou. So daar's regtig 'n klompie ouens wat ek kyk en dit is nie net van dis 'n ou wat 'n kamera eendag opgetel het en begin afneem met wat hy doen en hoe hy dit doen wat hy doen. En ook dan bewerkingspraktyke, dit wat hulle die manier wat hulle doen, die tipe proewe wat hulle doen, een eenvoudige ding as ons proewe doen. Het ons altyd elke saadbak op die planter as ons nou cultivars ruil vir cultivar proewe, en haal ons nou die saadbak af, gooi hom uit, koppel weer die pype, gooi ander saad in. En eendag kyk ek een van die video's en ek sien die oude stofsuier met 'n generator agter op die bakkie en hy vat die stofsuier en druk hom in sy gesaad uit kop in. En daar vat ons waar ons proewe heel dag gevat het om proewe te plant en dit was 'n sleep dat ons proewe binne 2 ure gedoen het. Net stofsuier. Ja, net 'n stofsuier, weet, maar daar is hulle geforseer om dit te doen want hulle het nie noodwendig soveel arbeid nie, maar hier is dit en daar maak dit proewe vir ons 10 keer makliker. Ja, so dit is een van die goeders. Een van die goed. Ja. En ek wil weer 1 miljoen subscribers, maar dit is geanker in die realiteit, nee. Dit is jy weet, dis nie reality TV. Ja, en in dieselfde weet dit is redelijk, ek bedoel 'n week na, nie langer as 'n week nadat hy die video gemaak het nie, is die video op YouTube. Ja. En dan kry mens ook 'n idee van wat gaan regtig in Amerika se weer aan, wat gaan op die grond aan, na 'n storm deur is, gaan hy ook dan maak 'n bietjie 'n video deur hulle staat wat hy ry en kyk hoe lyk die ouens se oester, wat was die impak. Yes. En dit help nou weer aan die ander kant vir ons met bemarking om weet te kan sien hoe droog is dit, hoe nat is dit, wat is die ripple effek, wat is die probleme wat hulle tans aanvaar wat direk ons mark affekteer. So dit is ook nogal een van die goed wat baie interessant is om te kyk en dan en ook hoe hulle sulke situasies hanteer. Wat weet mielies wat plat op die grond lê, hoe hulle dit dan nou gaan stroop en weet dan vat hulle byvoorbeeld 'n koringtafel om die mielies te stroop en ons het ook al mielies gehad wat ongeval het en dan tel ons nou maar die koppe met die hande op, maar was net interessant weet hulle vat nou die koringtafels of die fleksietafel, sit hom op die grond neer, skep also. So ja, dit is baie interessant om sulke tipe goed te sien. Ja, dit is fascinerend. So jy het jou tande geslyp en toe kom jy nou terug. Ja, toe kom ek terug en toe begin ek permanent vandat ek het eers nog so ruk by hulle getrou hierheen getrek en ja, ek wil nêrens anders gaan bly as hierso nie. Dit is vir my lieflik, dis waar my hart lê. Ek kan sien hoekom. En ja, ons die boerdery het ons redelik uitgebrei oor die laaste paar jaar. So vertel ons 'n bietjie, hoe lyk die tipe boerdery en dan hoekom? En dan wil ek sê, wat's die uitdagings, wat's lekker en wat is die uitdagings van die? Ja, so, ons het ons boerdery Wes en Oos uitgebrei. Met die idee risikoverspreiding en dit is waar daar geleentheid was. Dit in natjare doen dit Oos beter, Wes beter en droë jare doen dit nou weer Oos beter en so kry ons 'n goeie gemiddeld. En die vee het ons ook redelik, ons het nie met my pa het opgehou jare terug om met skape te boer, ek het dit weer teruggebring in die boerdery in. Toe ons nou ook begin sojas plant het ons agtergekom as baie kos wat ons op die grond laat en ons het ook met skaap toe begin boer weer en dit van daar af uitgebrei en dit het al 'n redelike faktor van ons boerdery geword. Dit is nie meer dat ons net skape teel om te eet nie, ons kan actually begin verkoop ook en dis actually winsgewend so. Dit help. Ja. Is die ek wil amper sê ek wil nou nie in die eendimensionele aanmerking maak nie, maar die skape is mos wat die man is mos nou takeaways, nee, is dit die groot
faktor of die risikofaktor wat party ons net sê ons het nie lus vir die diefstal nonsens. Ja, met alle eerlikheid, die laaste 5-6 jaar het ons met skape boer, is daar so 4 of 5 skape al gesteel gewees. Agter. So dit is regtig persentasie gewys, Is dit- en is 1 dit- skaap per jaar te verloor is bitter min. Ja. Maar ons kraal hulle binne elektriese heininge, ons het Jy doen jou voorbereiding. ja, ons het dis nou nie, ons los hulle nie net buite en kyk elke jaar as ons skeer hoeveel is daar nie. Ons beheer hulle die aanhou, hulle veilig vas hulle op. Ja. Maar dit werk vir ons en ons het ook ek is lief vir die veeafdeling nie. Gelukkig is my vrou baie lief vir diere, so sy hanteer dit vir ons. En vandat sy hulle hand oor hulle hou is dit 'n winsgewende gedeelte van die boerdery. Maar ja, ek is net lief om hulle te eet. Niks is 'n strand op die ek het Saterdag 'n paar gehad. Ja, nee, so dit is ook iets wat ek ingebring het in die boerdery en dan ook ons het RFD tags wat ons geskiedenis mee bou op die skape en op die beeste, maar hoofsaaklik op die skape. Dat ons nou kyk om bietjie meer vir tweelinge te teel en vir goeie wol en ook vir goeie vleis. Ons probeer 'n 50-50 doen want of die wol gaan goeie pryse is op die vleis. So dis weer daai risiko, daai verskansing, want dit is soos die Oos-Wes, Ja. wol versus vleis, jy's Ja, die uitdaging wat saam met Oos-Wes gaan, om net bietjie terug te kom by dit, ons beweeg baie oor die paaie met toerusting, maar as jy 50 jaar terug 'n trekker 30 km moes skuif, dan dit seker byna die hele dag gevat. Deesdae se trekkers stroopers, boogloopspuite vat enige iets tussen 'n uur en 2 ure om 40 km te travel. So jy stuur die trekker na 'n plaas toe, dan drink jy 'n koppie tee en as jy klaar tee gedrink het en jy ry, dan kry jy hom op die ander plaas. So ja, mens moet wel drywers met lisensies aanhou en die trekkers en die toerusting op die paaie hou, maar dit is iets wat in elk geval gedoen moet word. Die dag as jy stuk toerusting verkoop wil en moet in elk geval nie geskraap wees nie. So dit is nie vir my te veel ekstra moeite nie. Die risikoverspreiding is vir my meer werd as wat die moeite is om die toerusting oor die paaie te stuur. Ek wil net ding nou, as ons skaapvleis nou praat, jy's nou gedink, jy weet hierdie hele verkorting van die waardeketting waar die publiek, ek dink nou aan die Pretoria boeremark wat weet 5 uur Saterdagoggende kan jy daar so direk by die boere gaan koop, is daai in terme van jou afsetpunte vir die vleis en die wol, is dit nog steeds aan die groot spelers of is daar hoe kyk julle na die geleentheid om, ek wil sê direk na die huishoudings toe te gaan? Daar is definitief geleentheid veral rondom Kersfees en Paasnaweek om direk te verskaf en ons het dit al gedoen. Ons het bietjie wegbeweeg van dit af met die rede die bestuur daarvan. So 'n bietjie jy moet nou met klomp verskillende kliënte werk, versus net 'n one-stop shop. Ja, en op die skaal wat ons dit doen, is dit nie finansiëel lonend om iemand aan te stel om net dit te doen die hele tyd, wil ek sê, om dit te laat klop nie. So die beter roete vir my is nou maar om by 3 plekke pryse te kry vir slagte, en ons probeer vir die Paasmark teiken en vir die Kersmark teiken, en dan om in daai tye te kyk waar ons die beste prys kan kry. Daar is 'n redelike verskil in prys tussen wat die boer kry en wat die verbruiker betaal. Maar wat ons ook moet besef is, weet daar is baie onkoste. Die verskil het ook baie groter geword die laaste paar jaar, maar een van die groot redes is ongelukkig load shedding wat dit baie duur gemaak het vir slagpale om met generators te slag, koelkamers koud hou, en as 'n koelkamer eers 'n bietjie warm geword het, vat dit weer baie energie om hom af te koel, het ek gehoor. So dit het definitief die middelman, as ek dit so kan sê, se
kostes baie opgestoot. Ja. En op die einde van die dag betaal die verbruiker en die boer daarvoor. Want die middelman se marge is nie so groot soos hulle almal dink nie. Hulle het ook maar baie onkostes. Ja. Baie interessant. So, kom ons praat 'n bietjie tegnologie. Jy het nou van die tags gepraat, daar van teeldoeleindes. Dis nou 'n voorbeeld. So vertel ons, wat se tegnologie speel 'n groot rol op die groot impak op die boerdery? Ja, ek dink GPS tegnologie, apps, netwerke, selfoonsyne, wifi, selfoonsyne het vir ons nog 'n probleem geraak die laaste paar maande in die platteland. Hou die batterye van die torings nie noodwendig altyd nie, en dan sukkel ons baie met selfoonsyne. So ons het weer al ons 2-rigting radio's aan die gang gekry, al die voertuie, trekkers, huise, workshop, laat daar kommunikasie kan wees, al is daar nie selfoonsyne. En dan vir die fone spesifiek, het ons oralster wifi by ons store en huise, kantoor, oralster het ons. Wat is dit, satelliet internet of wat gebruik julle? Dit is sommer skottel, word via wie ook al die verskaffer is ons af. Point internet. Ja, so dis met 'n skottel, wat hy so te point, en dan het ons ten minste wifi op ons fone wat ons daarom baie. WhatsApp is almal se vriend. Ja, en ons het sonkrag ingesit, sodat ons is nie afhanklik van die grid nie, so ons het krag en ons het kommunikasie. En maar om terug te kom by die apps, ek het 'n klomp apps. Ek wil sê, wat is daai go-to? Ja, ek is mal oor 'n operation center van John Deere. Ek gebruik hom omtrent die meeste. Ek hou ook baie van Dale West vir bemarking. Ek is seker 10 keer elke dag op al twee daai apps. Dan ook my weather apps, wat ek Europese weermodelle as ook Amerikaanse weermodelle kan kyk. En dan as ons spuit windvoorspellings, weervoorspellings, en dit gaan nie net oor weervoorspellings 30% kans vir reën nie, dit gaan oor waar is die donderstorm, is hy noord van die dorp, in die noordelike deel van die distrik, of is in die suide, en ons kan al baie akkurate voorspelling kry 30 minute en 60 minute vooruit oor presies waar beweeg die donderstorm deur die distrik. So dan as hy die ander kant van die distrik deur beweeg as waar ons spuit, dan kan ons aangaan om te spuit, al sien jy dit reën net daarso, en jy kan volgens daai voorspelling kan jy staat opmaak dat daai wolk nie boor jou gaan beweeg nie. So dis iets wat ons nou geleer het om te vertrou die laaste, want dit is hy het net soveel roetes wat hy gaan volg, histories wil ek amper sê. Ja, so dit is 'n belangrike app, sou ek ook sê het, en dan wat van die, ekskuus ek van jou rede, jy weet, ek onthou die ouens het vir my vertel ook die Australiaanse weer apps is so akkuraat, en ek dink ook is dit samewerking met die regering daaronder, jy het nou Europa genoem en Amerika, is dit nou maar best in class, of wat is die? Daar is nou maar net toevallig die twee wat ek geleerd ken het, en toe ek nou 'n bietjie gaan kyk wie daai programme geskryf, te sien ek dit is hulle. Ek het nog nie gekyk na Australiaanse ene nie, maar wat ek wel vir jou kan sê is hulle albei sê dit kom reën, dan kom dit reën. Ek wil sê jy moet as jy twee, dit is interessant dat ek nog sê daar is nou hierdie donderstorm wat deur Pretoria gisterand waai, en ek kyk op my app, ek sê vir my vrou, wel volgens die weer app is dit 'n 22 km/h wind. Ek dink nie hierdie is 'n 22 km/h. Die boom staan so, maar dis 'n 22 km/h in elk geval, so jy kan nie op een staat maak. Nee, dis hoekom ek nou maar verskillende modelle staat maak. Maar soos ek sê dan, ek wil amper sê die live view, wat jy fisies kan sien hoe die bewolk beweeg en wat hulle voorspel hy gaan vir die volgende uur doen, want dis daai uur wat vir ons krities is. Dit help ons baie. Dink jy ek is nou baie lief vir Formule 1, so ek sê altyd daar's twee massiewe industrieë wat nog gaan moet word. Dit is akkurate weer, sagte ware, en die ouens wat bleskoppe gaan uitvlieg. Dis billion-dollar businesses. Het daai tegnologie, ek bedoel, kan jy, is daar, hoe ver kan hy nog ontwikkel? Dink jy, hy kan nog meer akkurater? Dit voel vir my is amper natuur het net daai onvoorspelbaarheidsfaktor wat ons nooit gaan kan. Wel,
ek het ook nou al 'n bietjie gekyk na hoe hulle hierdie voorspellings maak en baie van dit is nou maar gebaseer op historiese inligting. Ek verstaan. En ek dink hoe meer, geen 2 seisoene is presies dieselfde nie. Daar word deesdae baie beter gemonitor wat oral aangaan en as wat daar 20 jaar terug gedoen was. So ek glo net in al hierdie inligting van die weer wat vandag gebeur, word gestoor op daai stelsels en hulle kyk hoekom het ons die weerstelsel beweeg soos wat hy beweeg. En gebaseer op dit, as met al daai inligting dink ek tog, oor 10 jaar gaan hy nog meer presies wees as wat hy nou is, en oor 20 jaar gaan hy nog meer presies wees, want as gevolg van inligting. En hy machine learning hulle kan Ja, ek wil hulle praat deesdae van AI. Nou, ek dink dit gaan 'n groot rol in weerspeel. Okay. Die inligting en hoe daai inligting geïnterpreteer gaan word. Dink ek definitief van 'n baie groot rol in dit speel. Kom ons praat weer 'n bietjie die vee in terme van tegnologie. Jy het nou 'n interessante ding, wat gebruik julle daar? Hoe gaan julle te werk? Ja, so die stelsel wat ons begin gebruik het is net 'n stelsel wat dis so 'n ronde tag wat in die dier se oor gesit word, en dan op daai tag kan jy nou inligting sit, weet min of meer wanneer is die dier gebore. As jy presies weet, kan jy dit presies insit. Ja. Jy kan dit insit, jy kan sê wie was die ma, wie was die pa gewees. Jy kan insit, was dit een van 'n tweeling, was dit een van 'n enkeling, was dit een van 'n drieling, was dit wat was die geboortegewig. Jy kan soveel inligting as wat jy wil daarop insit. Weet, vir ons gaan dit nie noodwendig oor die gewigte nie. Ons stop op die enkeling of tweeling, want dit is die inligting wat vir ons belangrik is, en dan hoe oud die dier is. Dis die goed wat vir ons belangrik is. En dan ook iets waarna ek wil kyk, wat ek nou aan wil begin werk. As jy kan indien skape gesteel word, moet daar traceability wees. En as jy die DNA van jou skaap het, is dit die maklikste manier om te bewys dat daai skaap wat gesteel is joune is. Want dit is die groot probleem, nee, jy sien jou skaap daar, maar jy het nie die bewys. Ja, en al jy kan bewys, daai skaap is joune, so jy moet letterlik van die sê nou maar wol sample saam met daai tagnommer, en hy kan hom op die spot, kan hy hom nou. En dan kan jy sien, hoor jy kort skaapnommer 155, en dan kan jy nou gaan en sê, okay, hier is 155 se wol, toets hom en dan sal hom kry, want baie keer kry hulle, en dan kan jy net sê wie se dit was nie. En dan as jy moet hof toe gaan, en daar's nie 'n direkte bewys, dan word daai saak uitgegooi, en dan kan mens die ouens vaskeer. So dit is iets wat ek nou nog, wat ons besig is om aan te werk. Dis baie interessant. En dan ook die tagstelsels is nie net by die skape wat ons hulle gebruik, ons het nou onlangs begin met 'n diesel tagstelsel, spesifiek vir SARS, vir die dieselrabatte, wat ons met dit begin het, en dan ook ons mense wat vir ons werk het almal tags, omdat ons party van die mense begin al 6:00 die oggend, en ander mense maak 9:00, 10:00 die aand klaar, en ons is so ongeveer 70 mense, nou ons wil per uur betaal, met die rede, die persoon wat langer werk moet vir sy volle ure vergoed word, waar in die verlede baie keer in boerderye, party daar het langer gewerk, party daar bietjie korter. So ons het oorgegaan na daai tagstelsel om presiese tye te kry van inklok, uitklok, en die hele program agter dit werk ook dan nou uit, bo seker hoeveelheid ure kry hulle, 1,5 keer salaris, vakansie daar, dubbel salaris, so al daai goeders werk daai stelsel dan ook outomaties uit, om seker te maak dat ons dit so reg as moontlik kan doen. Ons praat nou oor die diesel, die tegnologie. Wat se stelsel gebruik julle in terme om die diesel ook, om dit te meet en seker te maak? Elke arbeider en elke stuk toerusting, elke
tracker en elke plaas het 'n tag. So dis 4 tags wat dan gescan moet word, dan weet mens en dan kan jy nou na die tyd gaan kyk waar is die diesel gebruik en vir wat dit gebruik is en wie dit ingegooi en outomaties word daar ook rekord gehou van wie gooi hoeveel diesel in en dan kan jy nou sien as iemand uitspot dat baie diesel begin ingooi en mens kan baie maklik monitor hoeveel diesel gebruik jy vir wat se bewerkings. Die eintlike rede hoekom ons met dit begin het was vir SARS, vir dieselrabat eis. Om te rip vat enigiets van 15 tot 25 liter hektar diesel. As die grond net bietjie harder of droër raak, dit lyk nie op die oog af of die trekker stadiger loop nie, maar as jy gaan kyk, dan gaan jou dieselgebruik baie op en om bietjie beter rekord te kan hou van dit ook vinnig te kan sien as daar as iets snaaks gaan met dit. En die dieselverskaffers wat ons gebruik is goed welgekende verskaffers en hulle gee vir ons elke keer 'n sertifikaat om te wys die diesel is getoets. Voor hulle diesel in ons tanks gooi, sit hulle chemikalie op die punt van die stok om te kyk dat daar nie water in die tank is nie. Indien daar water in die tank is, dan verander hy van kleur. As dit net diesel is, dan bly dieselfde kleur. En ook voordat hulle diesel in die tank mag gooi, moet die drywer daai foto vir die verskaffer stuur. So ons is baie gelukkig met die verskaffers wat ons het. Hulle maak seker dat ons 'n goeie gehalte diesel kry altyd. Kom ons gesels 'n bietjie wat nou aansluit met verskaffers. Weet hoe gaan jy te werk om geld te spaar? Jy het nou, ek dink wat opwindend is, ek sê sommer namens jou opwindend is as jy nou praat van daai 15 tot 25 liter op die diesel waar jy kan begin bepaal wat gebeur, waar se daar gaan besparing kom of beter produktiwiteit en ek neem aan in die medium lang termyn hoe diesel applikasies begin meet. Met laas jaar se kunsmisprys wat so deur die dak was, het die som geklop om baie ver mis aan te ry en dit te strooi. Hierdie jaar met die kunsmispryse wat bietjie afgekom het, strooi ons nog steeds mis, maar nie noodwendig so ver nie. Ons doen dit nou net op die nader plase of plase wat nader aan Sparta is. Want dit is op die einde maar die vervoerkoste wat die prys te veel opjaag. En dan op die diesel, ek sal eerder wag totdat dit reën en dan eerder dag en nag rip as wat ek in die droër grond gaan probeer rip voor die reën. Dis bietjie ekstra moeite om dag en nag te rip, maar op die einde van die dag is dit nou net iets wat mens moet beplan en moet reël. En net deur daai een kop skuif, want in die verlede in Suid-Afrika het ons nie geglo ons werk deur die nag nie. Maar dit werk goed, dit is effektief en om te kan wag tot op die regte tyd en om dan die werk vinnig genoeg reg te kry voordat dit weer droog raak. Klop dit al die pad om dag en nag eerder te werk vir 'n dieselbesparing. Ons het ook minimum tilbewerkings wat ons op sojas en sonneblom doen, want ons het agtergekom is nie nodig om algeel te bewerk, algeel los te maak vir sojas en sonneblom met hulle penwortelstelsels nie, maar met mielies het ons ook minimum til getraai en daar was 'n afname in opbrengs gewees. So met mielies bewerk ons algeel en ons maak algeel los. Maar net maar weer is julle dit getoets, so julle weet ook, dis nie net doen dit so nog vir altyd nie. Maar met 'n minimum bewerk, 'n minimum of mintel spaar mens byna 20 liter hektar diesel. So jy spaar baie diesel, maar 1 ton mielies is baie meer werd as 20 liter diesel. Waaroor is jy opgewonde, waaroor is jy minder opgewonde? Ons gaan 'n bietjie minder reën kry volgens die langtermynvoorspellings as die vorige 2 seisoene. Maar ek sê ook nou die dag vir iemand 300 mm reën as die vorige seisoen is nie noodwendig 'n slegte ding nie. Ons het bietjie te veel gereën gehad die laaste 2 seisoene. Dit maak dat ons met goeie grondvog in die volgende seisoen ingaan, waarvoor ons dankbaar is. Maar ons is maar so 'n bietjie benoud oor die midsomerdroogte wat Januarie moontlik kan verskyn, maar ons gaan nou maar net alles in ons vermoë doen om vog te spaar vir wanneer dit bietjie droër is. En ons het al in die verlede het ons ook al droogtes gehad en ons het deur dit gekom, so ons sal dit weer doen. Lukas, dankie vir jou tyd, is heerlik om met jou te gesels. Baie interessante, ek wil sê tips en triks hier so en baie sterkte. Ek hoop regtig 2024 is 'n baie goeie jaar vir julle.